Goeiedag en welkom by hierdie week se Woensdag woord waar ons sommer so hierdie middel van die week bietjie stil staan rondom die woord van die Here. Toe ek 'n klein seentjie was ek baie lief vir stories. Nou, ek onthou nog hoe my ma vir my en my sussie stories gelees het van Enid Blyton, al hierdie goeie skrywers, maar op 'n stadium, ek kan nie presies onthou nie, maar ek was mal oor stories, maar ek was nie altyd so lief vir lees nie. En toe op 'n stadium, ek kan nie presies onthou wat als gebeur het nie, maar by die skool, toe moes ons boeke gelees het en ek onthou, toe het my ouers begin om vir my 10 of 20 rand per boek te gee. As ek nou 'n boek gelees het, dan het hulle my geld gegee. En toe het ek verlief geraak op lees en baie lief geraak vir lees. Ek onthou nog hoe ek as klein seentjie op ons garage dak geklim het en daarso gaan sit het met my storieboek en lekker gelees het. En deesdae is ek nog steeds baie lief vir lees. Ek lees glad nie genoeg nie en ek moet meer tyd maak daarvoor net om 'n bietjie stories te lees. Maar ek is mal oor stories, want ek dink dis vir my so lekker, dis so ontspannend om 'n boek te lees of selfs om 'n fliek te kyk. Want ek dink wat lekker is daarvan om storie te lees of om 'n fliek te kyk, is die feit dat ons is nie in die storie nie. Wanneer mense 'n boek lees, dan natuurlik trek dit jou in en jy is met tye gespanne en wonder wat gaan nou gebeur met hierdie hoofkarakter en wat gaan gebeur in die storie. Maar jy kan enige tyd daardie boek toemaak en aangaan met jou lewe. Maar vir daai hoofkarakter of ander karakters in die boek en die storie is dit bietjie anderste. Die probleme wat hulle deurgaan is vir hulle baie real. Dit is reg voor hulle. En dis ook hoekom ek mal is oor die Bybel. Want ons lees die Bybel en dit is die storie van regte mense. Dis nie fiksie nie. Dis regte mense wie se lewens hier beskryf word. En ek wil vandag vir ons lees uit Genesis 48 van vers 9 tot 11. Net bietjie konteks van wat hier gebeur. Ons weet natuurlik Josef se storie, hoe hy in Egipte was en hoe sy broers dan na Egipte toe gaan op soek na kos in die tyd van hongersnood en dan op die ou en dan vind hulle uit, dis hulle broer Josef, hy openbaar homself aan hulle en dan laat Josef sy hele familie, sy pa Jakob ook kom na Egipte toe en dan leef hulle daar. Maar aan die einde van Jakob of Israel se lewe dan word daar vir Josef gesê, jou pa is oud en hy gaan waarskynlik nie meer lank leef nie. En dan bring Josef sy seuns na sy pa Israel toe, sodat sy pa Israel hom kan seën, hulle kan seën, en dan is dit waar ons onsself bevind in hierdie storie vandag. Genesis 48 vers 9 tot 11. Josef antwoord toe sy vader, dit is my seuns wat God my hier gegee het. Daarop sê hy, bring hulle self na my toe, sodat ek hulle kan seën. Israel se oë was dof gewees van die ouderdom, hy kon nie meer sien nie. Toe hy hulle na hom toe bring, het Israel hulle gesoen en hulle omhels. Israel sê toe vir Josef, ek het nie eers gebid om jou gesig weer te sien nie. En kyk, God het myself jou nakomelinge laat sien. Is vir my so bemoedigend. Want as ons hierdie storie so bietjie terugvat, hele paar jaar terug, onthou ons toe Josef se broers na hulle pa Jakob, Israel soos wat hy ook genoem is, hoe hulle na hulle pa toe gaan en sê, ons broer is dood. Hulle het mos hulle broer Josef verkoop en hy is toe al die pad Egipte toe. Jakob of Israel het gedink, my seun is dood, ek gaan hom nooit weer sien nie. Op daardie stadium was hy op die laagste van die laagste. Hy was in die put gewees, nie fisies nie, maar emosioneel. Sy seun Josef was in 'n put gewees. Maar ons sien, dit het nie goed met hom gaan nie. Hy het nie hoop vorentoe gesien nie. Hy het gedink, my seun Josef is dood. En dan later, dan sien ons hoe die Here werk en hoe die Here hierdie slegte situasie, wat mense vir sleg bedoel het, hoe die Here dit vat en in iets goeds omskep. En dis dan die woorde van Jakob wat hy sê, ek het nie eers gebid om jou gesig weer te sien. En kyk, God het myself jou nakomelinge laat sien. En hierdie storie het my net so bemoedig, want ek weet nie waar jy jouself bevind nie. Maar dikwels kyk ons vas in dit wat reg voor ons is, ons omstandighede daar waar ons is. En ons sien nie die volle prentjie nie, maar ons vertrou in 'n God en ons glo in 'n God wat reeds die volle prentjie sien, wat ons hele lewe voor hom sien, wat weet wat gaan gebeur, en ons ook lei en help deur hierdie lewe. So ja, dikwels is die lewe moeilik en gebeur daar verskriklike dinge met ons, maar ons kan aanhou in hierdie hoop dat die Here die volle prentjie sien. En nie net dat die Here ver is nie, dat hy die volle prentjie sien maar niks doen nie, maar dat hy ook saam met ons is in hierdie prentjie. Hoor 'n bietjie die woorde uit Romeine 8 vers 26 tot 28. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp.
Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtings wat nie verwoord kan word nie. Hy wat harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, wat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Hier in Pinkstertyd waar ons fokus op die Heilige Gees, is ek so bemoedig hierdeur om te weet dat God weet nie net wat gebeur in my storie nie, maar hy is ook saam met my in my storie. En wanneer ek nie weet wat om te bid nie, dan bid die Heilige Gees vir my. Hy bring my saak voor die Here. Selfs al is dit uiters desperaat vir my en ek weet nie wat om te bid nie, bring die Heilige Gees my saak voor die Here. En dan lees ons hierdie woorde wat waar was in die lewe van Jakob, wat waar was in die lewe van Josef en ook waar is in ons lewe. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. En dit is my hoop vir hierdie week, dat die Here alles ten goeie laat meewerk vir die wat vir hom liefhet. En dat my storie deel is van 'n groter storie, deel is van God se storie, dat ek nie alleen is in dit nie. Kom ons bid saam. Ja Here, dankie dat U lief is vir ons. Here, dat U die outeur van ons stories is. Here, help ons om te sien dat hierdie storie waarin ons leef, dat dit deel is van 'n groter storie, 'n groter verhaal van U koninkryk. Hoe U hierdie aarde geskep het en dat U ons deel maak, Here, van U werk. Here, dankie dat ons nie alleen is hierin nie, maar Here, dat U saam met ons is, dat U deur die Heilige Gees ons bystaan, dat U vir ons bid en dat U saam met ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.